Hallo julle, welkom in die Weskus. Vandag doen ons plankiesteak met creamy mussels, net hier op die Weskus, surf and turf style. Hier by See Kombuis. My naam is Chef Boeta en hierdie is Opskep. Kom ons check. So, net hier op Opskep, lekker plankiesteak vandag. In die Weskus, surf and turf style met creamy mussels. So hierdie steakie het ek by Bekkerslag gekry, ons local butcher. Pragtige 1 kilogram T-bone. Beautiful. Okay, so wat ek gaan doen met hom is, ek het hom uitgehaal uit die yskas uit, dit is lekker rus tot kalme temperatuur. Hulle sê die fibers van die steak relax is 'n absolute mite. Die actual rede daarvoor is dat die steak lekker egalig kan gaar word. En veral met so 'n dik ouetjie wil jy dit jy so hê. So kom ons doen dit. Ek het my lekker generiese barbecue spice. So al wat ons gaan doen is ons gaan met lekker rub hiermee albei kante. Sy en moet altyd ook jou vetkantjie onthou. And that's it. Dan ga jy nou kolle toe gaan en terwyl hy op die kolle is, gaan ons hom lekker gaar maak en dan as hy klaar is en hy rus op die kant, gaan ons dan ons creamy mussels doen en opskep en kyk hoe dit gaan, net hier op Opskep. Okay, so nou gaan ons steakie lekker kolle toe. Hy het nou lekker deurgetrek ook op die marinade. So nou gaan ons reguit kolle toe met hierdie ouetjie. Dink ek, jy weet 'n mens begin hom maar jy moet jou tyd vat met hom, okay? Want jy gaan hom baie gebrand of gaar kry, dan is hy nog rou aan die binnekant, soos vir tyd vat met hierdie ouetjie en hom stadig nis, hy lekker op die kolle, maar daar is geen reg en verkeerd hier nie. Hierdie is alles oor gevoel. Okay, so hierdie steakie is nou reg. Ek het hom net 'n bietjie onder sy temperatuur gemaak waar hy moet wees. Hy moet nog 'n bietjie rus sodat hy kan lekker sag word. Maar dis ons ouetjie hierdie. Ek gaan hom op die kant sit en dan gaan ons nou begin met die creamy mussels wat ons dan bo-op gaan bedien om dit surf and turf te maak. Okay, so ons gaan met ons warm, ek het 'n wok style pan, baie ou ene. Of maar hulle sê ou panne kook die lekkerste. Dan gaan ons in met ons botter. Sit. Kan sien die bottertjies lekker smelt. Ons gaan ingaan met ons spring onion saam met die botter. En 'n klein happy garlic. My vrou gooi my letterlik uit die huis uit as ek te veel knofel insit. So less is more. En ons gaan ingaan reguit met ons mussels. Soos wil hierdie ouetjie moet nou lekker hierso braai in die botter. Dis sommer hoor dit's lekker snappy mosseltjies. En 'n touch van ons aromat. As jy botter in is, jy spring onion, jou mussels, nou gaan ons ingaan met ons meel. Nou maak ons roedingetjie, soos hulle dit sê. Ek noem dit net 'n roedingetjie. Almal verstaan dit. Right. Nou haal ek hom van die hitte af. En dan gaan begin in my melk. Ek het net 1 liter melk hier. So dis 10 te veel. Ons gaan dit bietjie byvoeg. Om te voorkom dat die sous klont te maak. En hierso gaan ons aan die hitte afete, dat jy nie sous brand nie. En ook, boys, dis warm in die Weskus, dat jy nie 10 kg verloor terwyl jy die braai doen.
Ons sous is basies op sy einde. Dit is die laaste stap. So nog nie klaar nie, maar die meeste werk is klaar gedoen. So nou gaan jy net jou melkie bysit, bietjie, tot jy 'n lekker sousie vorm. En teen tyd wat die sous klaar is ons stytjie klaar gerus. En dan kan ons opskep. Okay, so hier is ons plankiestyk. Ek gaan begin deur net hier van die been af te sny. Oh my word, julle, die styk gaan amazing wees. Dit is so lekker af. Dis 'n sharing ding. Ons almal gaan deel. En natuurlijk die pudding van die styk, ons stukkie fillet. Vir opskep, net hier op opskep, gaan ons nou opskep. So lekker. Hierdie vleis is vir 'n party, so dit kan maar 'n lekker hoopie hierso lê. Dis vir almal om aan te pesel. So just get it on there. Beautiful. Stunning. Nou kom ons met ons mosseltjies. Dit hier bo oor. Graai mosseltjies. Wow. Happie hier uit met 'n mosseltjie.